Goeiemôre aan elke luisteraar en welkom by ons program vanoggend, Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. My naam is Chanel. As mense hou ons nie altyd daarvan om die eerste stap te neem nie. En volgens Google noem hulle dit kognitiewe dissonansie. Huiwering is nie noodwendig van luiheid of 'n gebrek aan motivering nie. Maar hulle sê dis 'n sielkundige verskynsel. Hulle sê ook dis die spanning wat ons voel tussen dit wat ons glo en hoe ons optree. Maar dis nie hoe God optree nie. Van die begin af sien ons al hoe God se manier van optrede is. Nou net nadat Adam en Eva in die tuin van Eden gesondig het, gaan kruip hulle vir God weg. Maar dan kom God en hy soek na hulle. Hy roep na hulle. Hy kom na hulle toe. Vriende, is dit nie wow nie? God kom na ons toe. En ons Bybelbelofte vanoggend lees ons in Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom eet en hy met my. Hierdie is seker een van die mees mooiste persoonlike en liefdevolle uitnodigings wat ons kry. Vriende, luister saam met my na hierdie pragtige lied van God se goedheid. Who else commands all the hosts of heaven? Who else could make every king bow down? Who else could whisper and darkness tremble? Only our holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. What other beauty demands such praises? What other splendor outshines the sun? What other majesty rules with justice? Only our holy God. Come and behold Him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God.
commands all the hosts of heaven? Who else could make every king bow down? Who else could whisper and darkness tremble? Only a holy God. Come and behold him, the one and the only. Cry out, sing holy, forever a holy God. Come and worship the holy God. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, Lewende Beloftes. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom eet en hy met my. Vriende, Jesus insinieer die kontak. En ek is so dankbaar dat hy nie eers wag vir ons om hom te soek nie. Jesus sê, hy is reeds by die deur van ons harte. En wat 'n gentleman, Jesus dwing homself op niemand af nie. Hy klop, hy nooi, hy roep, en die keuse om oop te maak, lê by my en by jou. En as dit nie amazing genoeg is nie, sê die vers vir ons, as iemand oopmaak, iemand, vriende, dis persoonlik, dis nie net 'n volk of 'n groep of 'n land of die mensdom nie. Hy klop aan jou hart persoonlik en hy klop aan my hart persoonlik. Dis 'n one-on-one. Jou hart, jou keuse, jou verhouding met hom. Maar wat moet gebeur as daar 'n klop aan die deur is? Daar moet tog 'n reaksie wees. En vriende, om nie te antwoord nie is ook 'n keuse. Maar die klop moet beantwoord word. En wanneer ek en jy kies om die deur vir Christus oop te maak, sê Jesus, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou, en hy met my. In die Bybelse tyd was dit om saam te eet, was dit 'n teken van intimiteit, aanvaarding en vriendskap, want Jesus wil nie net 'n besoeker wees nie, hy wil in verhouding wees saam met my en jou. En hierdie is so 'n mooi belofte van nabyheid en verhouding en God se persoonlike teenwoordigheid in ons lewens. Want vriende, God is nooit te ver nie. Hierdie belofte leer vir ons dat Christus by die deur staan, by my en by jou staan. En dit leer ons ook dat God met ons praat. Dalk moet ons soms net stil raak en luister na sy stem. Want hierdie vers verseker ons ook dat God na ons roep. Hy klop. En ook, God wil nie net eendag vir ewig saam met ons wees nie. Openbaring 3 vers 20 sê vir my dat hy nou al 'n verhouding met my en jou wil hê. Maar hier is die vraag, hoor jy hom klop in jou lewe? Of is daar dalk 'n spesifieke deur wat jy nog gesluit hou vir hom? Wil jy oopmaak vir Jesus? Want God sal jou keuse respekteer, maar hy klop en roep en wag vir my en vir jou om te reageer. Vriende, as daar dele van jou hart is, in jou lewe is, waar God nog nie welkom is nie, wil ek jou vandag aanmoedig, maak vir Jesus oop. Hy sê vir ons in hierdie vers, dat hy wil inkom en 'n maaltyd saam met ons hê. Hy sê hy gaan inkom en alles uitgooi, en dan raas en baklei en pak sla uitdeel nie. Hoe is dit soms nodig? Maar Christus wil 'n verhouding met jou hê. En dalk is dit tyd om stil te raak en te luister na die klop van Jesus en te reageer. Vriende, dalk het jy lankal Jesus ontmoet. Dalk het jy hom nog nooit regtig ingenooi nie. Of dalk weet jy diep binne-in dat daar steeds dele in jou hart is wat jy gesluit hou vir hom. Vanmôre, vanaand of môre, klop hy weer. Nie met 'n vuis van oordeel nie, maar met 'n hand van genade. En hy dwing hom nie op ons af nie. Hy wag. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy sy stem hoor, as iets binne in jou hart beweeg, as jy weet, hy roep na jou toe, moenie daardie roep ignoreer nie. Maak oop die deure van jou hart. Laat hom in. Laat hom kom sit. En laat God bly in jou hart.
Nie net in jou gedagtes nie, maar in jou hele lewe. Vriende, hy verlang nie net na 'n afspraak nie, maar hy verlang na 'n verhouding met jou. En as jy vandag daardie deur oopmaak, beloof ek jou, jy sal sien, God het nog nooit opgegee op jou nie. Hy wag vir jou om die deur oop te maak. Maar as jy meer inligting verlang of jy het vrae oor die genade van God, asseblief kontak ons, awrafrikaans.org, of stuur vir ons 'n WhatsApp na 060 248 1172. 060 248 1172. Maar daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid. Ons hemelse Vader, dankie Here vir hierdie belofte, dat U nooit opgee op die kinders nie. Dankie Here dat U ons eerste lief gehad het en dat U na ons toe kom in die toestand wat ons is. Vader, as daar 'n luisteraar is vandag wat hierdie gebed nodig het, bring ek hom of haar spesiaal na U toe. Vader, U ken hulle harte, U ken hulle pad, U ken die dinge wat hulle maak twyfel of stil staan of maak weghardloop. Maar Here, ons weet U is getrou. U staan by die deur. U klop, selfs al hoor ons dit nog nie duidelik nie. U gee nooit op ons nie. En ek bid Here, maak hierdie luisteraar of luisteraars stil genoeg om U stem te hoor. Here, wek 'n nuwe verlange na iets meer, iets dieper, iets wat ewig is. Breek deur die geraas, deur die seer, deur die twyfel, en mag die Heilige Gees hulle herinner aan U liefde en U genade. Dit is my gebed vanoggend, in die naam van Jesus Christus, ons persoonlike redder. Amen.